Ons lees nou die 113de keer saam met die boek Openbaring, Openbaring 20 vers 7. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenskap ontbind word, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Ons het nou hier in vers 7 gelees, dat die duiwel ontbind gaan word. Vers 7 sê, en wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. Ons is nog steeds in die millenniumryk van Jesus Christus. Hier is nou die einde van sy ryk. Daar sal juis vrede wees, omdat die Satan vir hierdie tyd gebind sal wees. Hy is buite aksie gestel deur 'n engel wat hom sal bind. Ek beleef iets soortgelyk met hoenders. Daar is vrede tussen die hoenders totdat ek 'n spesifieke hok oopmaak waarin 'n oorywerige haan is. Die oomblik as daar die haan uitkom, is daar drama en gevegte. Dit is spreekwoordelik die kat in die duiwelhok loslaat. Alle vrede is onmiddellik weg en is vervang met 'n gekekkel, 'n geraas en bakleierery. Daar is reeds met die Satan se inhegtenisname melding gemaak dat hy wel weer losgelaat sal word, alhoewel net vir 'n kort tydjie, Openbaring 20 vers 3. Ons weet nie presies hoe lank hierdie tyd sal wees nie, maar hierdie kort tydjie is genoeg tyd vir die duiwel om sy diaboliese agenda voort te sit. Geen wonder, die woord van God leer ons om aan die duiwel geen plek te gee nie, Efesiërs 4 vers 27. As hy 'n halwe kans kry, sal hy alles in sy vermoë doen om nog mense te vermoor, getrou aan sy karakter, Johannes 8 vers 44. As hy net die pinkie kry, sal hy verseker die hele hand gryp en elkeen tot in die hel wil ruk. Die groter vraag wat beantwoord moet word, is waarom sal God wanneer weer toelaat dat die Satan ontbind word? As ons reeds vasgestel het dat God die een is wat die duiwel laat bind het, en dat die engel alleen in opdrag van God gehandel het om die duiwel te bind, is dit seker 'n legitieme vraag. Waarom sal God toelaat dat die duiwel weer ontbind word? Of dan die opdraggewer daartoe? Die vraag moet gesien word in die agtergrond van God se saligheidsplan. Vir 1000 jaar sal daar geen verleier wees nie. Volke gaan groot en magtige getalle van mense wees. Soos nuwe kinders gebore gaan word, en uiteindelik een van die groepe mense wat uit die groot verdrukking kom, is juis die skaapnasies en sal binne die 1000 jaar van vrede vermeerder. Sagaria 14 vers 16 en Matteus 25 vers 34. Nee, ons wat reeds verheerlikte liggame teen hierdie tyd het, sal nie met gesinne begin nie. Die ander mense sal egter grootliks vermeerder word. Hierdie mense wat onder uiters gunstige omstandighede geleef het, sal dan getoets word. Met die duiwel wat losgelaat word, sal daar vasgestel word of hulle waarlik die koning in Jerusalem aanbid. Alhoewel die duiwel alles vergestalt wat boos en sleg is, gebruik God hom egter om sy eie goddelike doel te bereik. Ons sal volgende keer stil staan by die aksies van die duiwel, die oorlog van Gog en Magog, en dan ook kyk na die duiwel se uiteindelike lot. Ons lees die 114de keer saam met Openbaring 20 vanaf vers 7. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see.
en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges, en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal, en hulle verslind, en die duiwel, wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. Ons het reeds gesien, dat die duiwel, wanneer hy ontbind word, dadelik nou sal gaan om die nasies te verlei. Dit is wat vers 8 sê, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is. Hulle sê die doel van tronkstraf in die 21ste eeu is om te werk na korrektiewe gedrag. 'n Mens sal dink 1000 jaar van tronkstraf sal die duiwel verander, maar dit was ongelukkig nie korrektiewe dienste vir hom nie. Hy is dieselfde. Satan was daar aan die begin van die menslike geskiedenis. Hy het Eva verlei om nie gehoorsaam te wees aan die woord van God nie. 1 Timoteus 2 vers 14. Vir nagenoeg 6000 jaar is dit Satan se tegniek om deur verleiding die mens in God se woord te laat twyfel. Ons is met sy planne nie onbekend nie, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sal word nie. 2 Korintiërs 2 vers 11. Hy spaar niemand nie. Selfs koning Dawid is deur hom aangehits en verlei om die volk te tel en sodoende 'n voet in die deur vir trots te gee. 1 Kronieke 21 vers 1. Seer sekerlik die hoogtepunt van die Satan se arrogansie word gesien in sy pogings om selfs die seun van God te versoek, Lukas 4. Sy pogings om Jesus agter die begeerlikheid van die vlees, roem en aanbidding te verlei, was egter onsuksesvol. Dieselfde woord wat die Satan 'n mens in wil laat twyfel, is teen hom gebruik met die woorde, daar is geskrywe. Lukas 4 vers 4, vers 8 en vers 12. Dit is kompleet of die Satan gereeld oor die aarde 'n swerftog neem om iewers te sien wie hy kan verlei en weg van God af verlok. Job 2 vers 2. Sou hy dan die kans kry, sal hy soos 'n klikkiebek onmiddellik by God die kinders van God aankla, Sagaria 3 vers 1. Sy begeerte is om elke kind van God te laat struikel en sy metode is verleiding. Lukas 22 vers 31, Handelinge 5 vers 3. Hy sal homself ook voordoen as 'n engel van die lig en so mense verlei agter sy bose einddoel aan. 2 Korintiërs 11 vers 14. Nou, onmiddellik dat die Satan losgelaat word, gaan hy voort om op sy ou manier aan te gaan, om dadelik die inwoners van die aarde te verlei. Openbaring 20 vers 3. Die sondige natuur van die mens is so sterk, dat die Satan dadelik 'n vennootskap en 'n ou vriend kry. Die mens met sy sterk vleeslike drange is presies waarna die duiwel 1000 jaar sal verlang, om weer mense agter hom aan te verlok. 1 Timoteus 5 vers 15. Toe hy uit die hemel gewerp is, was die een kenmerk van die Satan wat uitgelig is, sy verleiding, Openbaring 12 vers 9. Nou dat hy losgelaat word daar 2 keer melding gemaak van sy modus operandi, en dit is om die wêreld agter hom aan te verlei. Openbaring 20 vers 8 en vers 10. Ons sal nou volgende keer sien waartoe werk hierdie verleiding. Ons lees nou die 115de keer saam met Openbaring. Ons lees Openbaring 20 vanaf vers 7. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see, en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het,
is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Ons het nou reeds in hierdie teks gesien dat die duiwel 'n kort tydjie ontbind sal word. Hy sal onmiddellik uitgaan om die nasies te verlei. Nou sien ons, hy verlei hulle om hulle te versamel vir die oorlog van die Gog en Magog. Vers 8 en 9 sê die Gog en die Magog om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see, en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. Solank die mens op aarde is, vir so lank heers daar rebellie op aarde. In die tuin van Eden kies die mens teen God om eerder die Satan te glo, Genesis 3. Van die sondeval af, aan die begin van die menslike geskiedenis, is daar 'n sterk stroom van sonde wat deur die geslagte vloei, wat uitmond in opstand en rebellie teen God. Ons het reeds verwys na Armageddon, waar die mens sy arrogansie teen God sal openbaar en dink dit is moontlik om God te oorwin. Nou, aan die einde van die eeue, sal daar 'n laaste menslike opstand wees. Dit blyk ook dat die mens nie van sy verdorwenheid ontslaag geraak het nie, die in oordeel of in vrede nie. Wanneer God sy oordeel oor die bewoners van die aarde bring, sal hulle hul nie bekeer nie. Openbaring 9 vers 20 en 21, Openbaring 16 vers 9 en vers 11. Nou dat daar 1000 jaar van vrede sal wees, is die mens steeds nie daarmee tevrede nie. Die mense is steeds verknog aan sy sonde. Om dan nou vas te stel wie die Gog en Magog is, moet ons teruggaan na 'n Ou Testamentiese teks. In Esegiel 38 en 39 word 'n oorlog beskryf tussen Gog van die land Magog, wat teen Israel sal optrek, Esegiel 38 vers 2. Dit gee alreeds vir ons die nodige lig om te weet Gog verwys na die leier, aangesien hy die vors genoem word, en Magog is die land. Magog is nie moeilik om vas te stel nie, aangesien Magog een van Jafet se kinders is, Genesis 10 vers 2, wat na die vloed, soos etnoloë, wat hulle bemoei met volkekunde, leer dat hierdie kleinseuns van Noag in die noordelike dele agter die Kaukasiese gebergte tussen die Swartsee en die Kaspiese See opbeweeg het en noordwaarts gaan bly het. Magog verwys daarom na die gebied van Rusland. Gog verwys na hulle leier. Daar is egter geen manier vir ons om vas te stel wie dit is en wat dit verder beteken nie. Ons weet wel dat die duiwel self hierdie vorste sal lei om teen die Messias in Jerusalem te veg. Ons moet egter nie buite rekening hou dat die teks ook leer dat die weermagte van reg oor die aarde sal optrek van die 4 hoeke van die aarde en oor die breedte van die aarde, Openbaring 20 vers 8 en vers 9. Ons glo wel dat die slag van Gog en Magog, soos dit geleer word in Esegiel 38 en 39, verskil van die een hier in die boek Openbaring. Hoe sal die Satan die mens hierdie keer verlei om teen Jesus wat in die vlees regeer oorlog te maak? Dit bly 'n wonder. Miskien sal hy hulle aanmoedig om die keer net soos hy probeer het by die geboorte van Jesus om hom dood te maak, nou Jesus in die liggaam te vermoor, Matteus 2 vers 16. Hoe dit ook al sy, dit blyk dat miljoene mense sal optrek vir die oorlog, aangesien hulle getalle soos die sand van die see sal wees. So sal hulle Jesus in die heilige stad Jerusalem probeer vaskeer. Dit blyk egter dat daar geen oorlog sal wees nie, net 'n neerlaag vir die Satan en sy magte. Ons sal volgende keer juis sien hoe die oorlog of hierdie slag van Gog en Magog sal uitspeel. Ons lees nou die 116e keer saam met Openbaring 20 vers 7.
En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei, wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog. En hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal, en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. By hierdie laaste verse van Openbaring 20 sien ons dat die Satan sy swanesang sal hê, die einde van die Satan. Hy sal vir 'n kort tydjie ontbind word. Hy sal onmiddellik uitgaan om die nasies te verlei vir 'n oorlog, die van Gog en Magog. Nou sien ons laastens, hy sal uiteindelik in die poel van vuur verdoem word. Vers 9 en vers 10, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profeet is. En hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Vuur daal uit die hemel van God neer en verslind die rebelse weermagte. Dit is die laaste keer dat God ooit sy oordeel op hierdie manier sal voltrek. Dit is verseker nie die eerste keer nie. Sodom en Gomorra is getref met vuur en swavel, wat uit die hemel op die aarde gereën het, weens die sondige dade en praktyke van die inwoners. Genesis 19 vers 24, Lukas 17 vers 29. Vuur het ook van die aangesig van God uitgegaan om Aaron se 2 seuns Nadab en Abihu met die dood te tref as oordeel op hulle eksperimentele aanbidding, Levitikus 10 vers 2. Vuur van God delg ook die 250 rebelle uit wat deel van Korach, Datan en Abiram se bende was, Numeri 16 vers 35. Ons vind ook die merkwaardige verhaal van koning Ahasia, wat 'n owerste van 50 soldate na Elia gestuur het om hom te gaan haal. Die groot mag om een man te gaan haal spreek daarvan dat hulle hom met geweld sou afbring na die koning. Vuur het uit die hemel van God gekom om by 2 geleenthede 50 man, 100 in totaal, te verteer, 2 Konings 1. Dit is in die lig hiervan dat Jakobus en Johannes begeerig is om dieselfde oordeel wat die weermagte aan die einde van die dae sal kry, ook op die Samaritane te wil laat reën, soos Elia gedoen het. Lukas 9 vers 54. Jesus het hulle natuurlik hieroor bestraf. Nadat hierdie vuur, die wat saam die Satan beweeg het, verslind, word die Satan in die poel van vuur gewerp. En let op dat die antichrist en die valse profeet is daar. Dit beeld ook iets van die kronologiese verloop van Openbaring uit. Dit wil sê, die 1000 jaar van vrede kan nie net figuurlik gesien word nie. Die antichrist en die valse profeet word nou reeds 1000 jaar gepynig in die poel van vuur. Dit is ook nodig om op te merk dat die Satan nooit weer uit hierdie oordeel sal ontvlug nie. Hulle sal, dit is die diaboliese drieheid, dag en nag gepynig word. Ons hoef nie te aanvaar dat daar 'n oggend en 'n aand sal wees nie, maar dat hierdie pyniging nooit sal ophou nie. Dit is dan 24/7 vir ewigheid. Jesus is die begin en die einde, die eerste en die laaste, die Alfa en die Omega. Hy sal daarom die laaste sê ook oor die Satan hê. Nou mag die wêreld in die mag van die bose wees, 1 Johannes 5 vers 9. Maar dit is net skyn. Die Satan is altyd onder die soewereine hand van God. Satan sal sy laaste dans hê en daarmee die afgrond instort onder die oordeel van God om nooit weer iemand te verlei of helwaarts te sleep nie. Sy einde is oordeel wat nooit sal end nie. Dit is die Satan se einde.